genoeg. Ek wil net sê, my gebed vanoggend gaan om dankie te sê. En ek weet net soos Elsie vanoggend die voorkom sê, hoe sê mens dankie? En dit gaan so in oor wat ek wil bid vanoggend is net, ek wil nie vanoggend vir die Here enigiets vra nie. Ek wil vanoggend net vir die Here dankie sê. Amen. Kom ons kyk ons oor. Here, baie dankie dat ons weer eens vanoggend kon opstaan, nog 'n kans gekry het om volgens U wil te lewe. Here, dankie vir familie en vriende en die mense wat werk, kollegas. Here, soos ek gesê het, ek wil vanoggend nie vir U iets kon vra nie. Ek wil net vir die Here dankie sê vir alles. Dankie vir U hand wat U oor ons hou. Dankie dat U ons beskerm. Ek het laasweek Vrydag het my kar se wiel gebars. En dankie Vader dat dit gebeur het terwyl ek in verkeer gesit het. U hand was oor ons gewees. Dat ek nie vinnig hoef te gery het nie en dat ek baie naby in die garage was. So dankie Here dat U ons gehelp het laasweek Vrydag en dankie dat U my deur hierdie preek sal help. En dankie Here vir al U liefde en U genade. Amen. Amen. Ja, ek wou my sê dit eers. My preek is actually net 8 minute lank, so die eerste gedeelte gaan ek moet aflees, want my preek kan nie net 8 minute wees nie, so die eerste deel gaan ek net in mekaar gesit oor Jakobus. So ek gaan eers vir julle vertel 'n bietjie van Jakobus. Die naam Jakobus kom 40 keer in die Nuwe Testament voor en verwys na 3 persone. Die eerste Jakobus is die seun van Zebedeus, die broeder van Johannes, wat egter vroeg as martelaar gesterf het aan die hand van Herodes. Dit kan julle gaan lees in Handelinge 12 vers 2. En vir julle kan maar so lank by Jakobus 3 oopmaak. Ek gaan preek oor Jakobus 3. So, okay. Die tweede Jakobus is die seun van Alfeus, wat moontlik ook klein Jakobus genoem is. Dit kan julle gaan lees in Markus 15 vers 40. Maar waarvan ons niks verder weet nie en ook nie verder genoem word in die Nuwe Testament nie. En dan die derde Jakobus wat die halfbroer van Jesus was. Die Jakobus waaroor ek praat. Wat Jakobus geskryf. Jakobus is die eerste van 'n groep van 7 algemene briewe wat so genoem word omdat hulle gerig is aan 'n groep Christene in verskeie dele van die Grieks-Romeinse wêreld. Eerder as aan 'n spesifieke gemeente. Die boek is waarskynlik rondom 60 na Christus geskryf. Die betekenis van die naam Jakobus is God sal beloon. Hy was die oudste seun na Jesus en het ook 3 ander broers gehad, Josef, Judas en Simon. Hy het natuurlik ook susters gehad, dit staan in Markus 6 vers 3. Hoewel hy aanvanklik soos sy ander broers negatief was oor die bediening van Jesus, Johannes 7 vers 5, het die Here Jesus na sy opstanding persoonlik aan hom verskyn. Paulus verwys daarna vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 7, waarna hy nie net die Pinkstergebeure met die uitstorting van die Heilige Gees beleef het nie, maar ook daarna 'n sterk leiersrol in die gemeente en voor die kerk gespeel het. Jakobus skryf aan gelowiges oor die hele wêreld en gee praktiese raad oor wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Jakobus noem homself 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus en rig sy brief aan die 12 stamme in die diaspora. Die woord diaspora is gebruik om die verstrooiing van die Jode buite hulle land aan te dui, sommige weens ekonomiese redes, ander weens politieke redes. Jakobus fokus op die praktiese sake van die Christelike lewenswandel en moedig ons aan om ons geloof prakties uit te leef. Deur te fokus op die praktyk van ons geloof sal ons geestelik volwasse kan word om te volhard in die geloof, want as jy net sê jy bid en jy glo, maar jy volhard nie daarin nie, dan gaan die Here nie vir jou gee wat jy vra nie. En nou die uitdaging waarvoor ons te staan kom is dus juist die boublokke van ons geloof wat deur die toetsing daarvan tot volledige ontwikkeling kan kom. In Jakobus 1 vers 2 tot 4 staan daar, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort skiet nie. Interessant is die ooreenkomste met die bergrede van die Here Jesus, Jakobus se broer, wat 'n mens kan raak sien in sy leringe oor vreugde en beproewing. Hierso gaan ek nou net klomp verse lees.
uit die Bybel uit. Soos volgens Jakobus 1 vers 2 en 12 geseënd is die man, en Matteus 5 vers 3 tot 12 gebedsverhoring. En dan volgens Jakobus 1 5 tot 8 en Matteus 7 vers 7 tot 11 die relativiteit van rykdom. Volgens Jakobus 1 9 tot 11 en Matteus 6 vers 19 tot 34 versoekings. En dan volgens Jakobus 1 tot 15 en Matteus 5 27 tot 30 hoor en doen. Dit is om net 'n paar duidelike ooreenkomste te noem. Dit is ook 'n boek wat ooreenkomste toon met die wysheidstradisies van die Ou Testament aanspreek. En nou kom ek by my preek, beheersing van die tong. Woorde het baie krag. Dit kan 'n mens opbou of dit kan jou die verkeerde laat afbreek, die lewens in die regte of die verkeerde rigting stuur. Die woorde wat van jou tong afkom kan 'n waarheid of 'n leuen wees. Die Bybel leer ons op meer as een plek dat 'n mens moet oplet na hoe jy jou tong gebruik, en die bekendste verse daaroor kry ons in Jakobus 3 vers 1 tot 12 wat ek gaan behandel. Want daar is so baie dinge wat 'n mens kan sê van die tong as jy praat. Jy kan ek gaan dit later ook daarby uitkom. Dit is ek kan vandag vir my pa sê alles wat goed is. En môre is ek kwaad vir my pa en dan sê ek hom sleg. En die Here wil dit nie hê nie. So in Jakobus 3 vers 1 sê hy: My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel word. Ek het my pa al baie hierdie vers gepraat. As jy 'n leermeester wil wees, soos byvoorbeeld 'n pastoor, gaan jy strenger beoordeel word. Jy kan nie voor die kansel staan en vir gemeente preek as jy lewe nie reg is met die Here nie. Jy moet 'n verhouding met God hê. So werk eers aan jouself. Want as jou tong nog nie onder beheer is nie, kan jy nie iemand anders met jou tong bestuur nie. Ek kan nie vir mense sê wat om te doen of wat hulle nie op die regte pad is nie, as ek self nie op die regte pad is nie, en as ek self nie 'n verhouding met die Here het nie. Ja, almal van ons struikel, want niemand is volmaak nie, en Jakobus sê dit vir ons ook in vers 2. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toon te hou. Niemand van ons is volmaak nie. Mense kry baie mense wat dink hulle is volmaak en hulle het nie foute nie, en hulle doen alles wat reg is, maar niemand van ons is nie. En wanneer Jakobus skryf dat iemand wat dit wel kan regkry, 'n volmaakte mens is hy punt dat dit onmoontlik is om dit deur eie krag te doen. Dink aan 'n perd en 'n skip. 'n Perd word gestuur deur 'n stang en 'n skip deur 'n baie klein roer. Dit lees ons ook in Jakobus 3 vers 3 en 4 wat sê: Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink oor maar aan skepe. As hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. Hierdie twee beelde wys Jakobus dat die tong mag het om mense se hele liggaam te beheer. Hy sê vir ons in vers 5, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. So vir daai inkom van as mense kinderstories vertel, dan eventually het hy net so lank sterk aan die einde gekry van die ietsiekie wat bykom en as kinderstorie versprei soos 'n veldpad. Hier wys Jakobus ons weer dat woorde of dan die tong baie mag het. Daar is so baie te sê oor die tong wat mag het, soos om jouself of ander te motiveer, maar so om jouself of ander negatief te maak, om vrede en versoening teenoor rusie en haat. En jou woorde kan kolig op die mooi dinge van die lewe laat val, maar dit kan ook die kolig op alles wat sleg en lelik is laat val. En negatief is, woorde kan hoop bring, maar dit kan mense ook moedeloos maak en hoop laat verloor. As mense die woord verkeerd oorgee vir iemand, of aanhoudend vir daai persoon probeer forceer, om hy of sy of hulle pad reg te maak, om by die Here uit te kom, kan 'n mens maak dat daai persoon heeltemal geloof verloor en niks meer met die Bybel of met die Here te doen wil hê nie.
Sien jy wat se mag jou tong en dit wat jy sê het? Jou woorde skep 'n wêreld, so sê Jakobus vir ons in vers 6. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. En hier fokus Jakobus bietjie meer op die negatiewe sy van die mag van die tong. Hier in vers 6 herinner Jakobus ons daaraan dat 'n mens se tong 'n wêreld skep. 'n Goeie wêreld of 'n slegte wêreld, dit hang maar van ons af of ons vir onsself 'n goeie wêreld of 'n slegte wêreld gaan skep. Dan moet ons tong gebruik. Onthou vroeër in vers 2 wat ons gelees het Jakobus ons gewys dat 'n mens nie in eie krag jou tong in toom kan hou nie. Hier in vers 7 en 8 herhaal hy dit weer. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Sien, ons word elke dag gekonfronteer met die waarheid dat ons struikel in ons kommunikasies met onsself en ook met ander. 'n Mens gebruik jou tong om ander te komplimenteer en goed van hulle te praat, soos ek nou gesê het, maar sodra daai persoon jou kwaad maak of iets doen waarvan jy nie hou nie, dan is ons geneig om baie gou van daai persoon te skinder of sleg te praat van daai persoon. En so ons gebruik daardie selfde tong om goed en sleg te sê. Ons almal het dit iewers in ons lewe gedoen. So gebruik ons die tong om vrede te maak, maar ook om ruzie te maak. 'n Mens het dus 'n dubbelslagtige of 'n gespreekte tong wat jy nie self kan beheer nie. En in vers 9 tot 12 skryf Jakobus vir ons die dubbele rol wat die tong speel. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Ek weet net daar ons vloek baie die taxi-drywers in die oggende. As hulle ons van die pad afdruk of sommer net voor ons inry. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie. Of 'n druiwestok vye nie. 'n Braakfontein kan ons nie vars water gee nie. Maar dan skryf hy ook dat ons as gelowiges dit nie moet toelaat nie. 'n Fontein kan nie gelyktydig vars en bitter water laat uitborrel nie en 'n braakfontein gee nie soet water nie. 'n Vyeboom dra nie vye nie en 'n druiwestok nie druiwe nie. Die een kan nie die ander een se vrug dra nie. Dit impliseer dat ons nie meer net moet aanvaar wat uit ons mond uitkom nie. As ons in 'n verhouding met God is, dan moet daar 'n verandering wees in hoe ons tonge gebruik. Ons weet dat God ons sy gees gegee het om ons met ons Christelike lewe te help. Hy is dan ook daar om ons te help om ons tong in toom te hou. Onthou, ons het net nou daar gelees dat die tong die mag het om ons hele liggaam te beheer. Dis die Heilige Gees wat ons tonge in staat stel om daardie beheerwerk te doen. Hy maak dat die tong van die gelowige nie meer 'n slaaf van die vlees is nie, maar onder sy beheer staan. Nou ek gaan nou afsluit met die volgende vraag. Wie beheer jou tong? Luister vandag so 'n bietjie na jouself. Hoe gebruik jy jou tong? As jy dink dat jou tong nog nie onder die beheer van die Heilige Gees is, word dan stil by God en praat met hom. Praat met hom daar, vra hom om deur sy Gees beheer oor jou tong te neem en jou te help om net woorde te spreek wat opbouend is. Want kyk, om iemand op te bou, dis baie maklik, maar as iemand 'n persoon afbreek, is dit baie moeiliker om daai gebreekte persoon weer op te bou en te herstel om weer 'n mens te wees. So dit is eintlik baie makliker om net woorde van vreugde en liefdevolle woorde vir jou medemens te sê. Maar ook, moet ek ook net by sê, ek het nou vir 'n ruk lank nie 'n radio nie, so ek het bietjie vergeet wie die ou se naam is wat op Groot FM op maandagooggende inspirasie gee. Dit is Janie Pitter. Hy praat maandagooggende dat hy inspirasie gee vir 'n mens vir die week en hy praat spesifiek oor jou gedagtes. So ons moet nie net dink dat dit wat ons hart opspreek is wat die negativiteit veroorsaak nie. Dit wat jy in jou gedagtes sê is asof jy dit gespreek het. Want die Here weet alles. Of ek nou hier in my gedagtes iemand sleg sê en of ek dit hardop sê, dis klaar gedoen.
die gedagtes was klaar daar. So ons moet ons mindset ook net regkry, positief hê. Dat as 'n mens positief is, dan is alles om jou positief. Maar as jy negatief gaan wees, elke oggend gaan opstaan en ek is nie lus om op te staan nie. Ag, ek is nie eers lus om te bid vir môre nie. Ek voel net nie lekker nie. Dan gaan alles wat negatief is na jou kant toe kom. Dis asof jy al die negativiteit gaan aantrek na jou toe. Maar as jy in die oggend opstaan en eerste ding sê dankie Here dat ek nog 'n kans gekry het om U naam te verkondig, dat ek nog 'n kans het om oor te kan begin, want elke dag wat Here vir ons gee, is vir ons om oor te begin. Ons het 'n nuwe kans elke dag. In die oggend, as ek ry om my kind by skool af te gaan laai, is dit vir my eintlik so wonderlik. Elke oggend het ons 'n nuwe skildery. Die wolke en die lig, want ons ry baie vroeg, ons ry om 6. So as die son opkom, elke oggend sê nou die dag vir my gesê, mamma, gister was dit so pastelkleure, vandag is dit helder. Sê ek vir ja, die Here skilder vir ons elke oggend 'n skildery, wanneer ons ry skool toe. En daarom moet ons dankie sê, dit is nie elke dag dieselfde nie. Soos ons lewe ook nie elke dag dieselfde nie. Mense staan op en dan voel jy mismoedig en maar van dan net die woord van die Here. Begin net weer om te sê dankie Here. Dankie dat ek nog 'n kans gekry het om op te staan en dankie dat ek vandag kan probeer om soos U te lewe. En ons kan enige tyd na die Here toe gaan. Ons het nie nodig om te gaan sit in 'n kamer en te gaan bid nie. As ek skoolgoed was, kan ek met die Here praat. As ek my vloer mop, kan ek met die Here praat. Sag, hard in my gedagtes. Die Here is altyd daar vir ons. Onthou net, jy gaan nie in jou eie krag jou tong kan beheer nie. Maar jy het die Gees van God binne jou om jou daarmee te help. Heer, baie dankie dat U my gehelp het deur hierdie woord vir almal te bring. Here, help ons om ons tong in beheer te hou, Here. Laat ons dink voordat ons praat en dan wag voor ons mond sit. Ons kan U woord verkondig, Here, maar ons kan nie dan dieselfde tyd ander mense sleg sê of haatspraak of 'n skinder van ander nie, Here. Ons moet volgens U wil lewe, Here, en dit is net U wil dat ons opstaan in die oggende en nog asem kan haal. En Here, dankie dat U altyd daar is vir ons en altyd luister wanneer ons praat en U nodig het. Here, gaan met elkeen van ons vandag. En Here, ek hoop dat daar iemand vandag hier is wat iets ontvang het uit die woord wat ek gebring het. Here, gaan met elkeen van ons hierdie week en so ook met die mense in die hospitale en die mense wat nie meer geloof het nie. Here, help hulle, raak hulle harte aan, dat hulle weet dat U ons zaligmaker is. Vra al die dinge alleen uit U liefde en genade. Amen.